Welkom by hierdie Simple Science potgooi. Vandag kyk ons na energie en verandering. Dis mos 'n groot deel van jou chemie vir die einde eksamen, die NSS. Ja, dis nogal 'n kernonderdeel. Ons wil so 'n bietjie kyk na wat presies gebeur met energie in chemiese reaksies. Hoekom word party goed warm, jy weet soos 'n kampvuur, en ander koud, soos daai kitskoupakke? Presies. En die idee is om jou te help verstaan hoe al hierdie konsepte, entalpie wat ons ook reaksiewarmte noem, en dan aktiveringsenergie en selfs reaksietempe, hoe dit alles jy weet in mekaar pas. OK. Ons gaan spesifiek kyk na voorbeelde wat jy dalk in jou handboek of notas gesien het, oor hoe energie opgeneem of vrygestel word. Goed, so waar begin ons? Miskien net by die basiese idee. Reaksies stel of hitte vry of hulle vat hitte op. Ja, dis die fondament. Eksotermies en endotermies. Eksotermies, soos jou kampvuur voorbeeld, gee energie uit. Exo beteken uit, jy voel die hitte. Reg. Endotermies, soos daai koupak, absorbeer energie uit die omgewing. Endo beteken in, dis hoekom dit koud voel. En dit het alles te doen met chemiese bindings, né? Presies. Dit kos altyd energie om die ou bindings in die beginstowwe, die reagense te breek. Dis 'n endotermiese stap, altyd. OK, so breek kos energie. Ja, en dan, wanneer die nuwe bindings vorm om die produkte te maak, word daar energie vrygestel, en dis 'n eksotermiese stap. So dis 'n gee en neem. Jy kan dit so stel, ja, die nette verskil tussen die energie wat jy insit om te breek en die energie wat jy uitkry met die vorming, dis wat ons die reaksiewaarde noem, of entalpie, ons skryf dit as delta H. Delta H, daai driehoekie met die H. So as daai waarde negatief is, delta H kleiner as 0. Dan beteken dit daar's 'n netto vrystelling van energie. Die reaksie het meer energie uitgegee as wat dit opgeneem het. Dis eksotermies. Soos verbranding, brandstof wat brand. Jep. En as delta H positief is, groter as 0, dan is daar 'n netto opname van energie. Dit gee ons meer energie om die reaksie aan die gang te kry en te hou as wat vrygestel word. Endotermies. Soos fotosintese wat plante doen. Hulle gebruik mos sonligenergie. Dis 'n perfekte voorbeeld, ja. En let op hoe ons dit skryf. Partykeer sien jy plus energie aan die regterkant by die produkte vir eksotermies. Of net 'n negatiewe delta H-waarde. Korrek. En vir endotermies is die plus energie soms aan die linkerkant by die reagense, of jy sien net 'n positiewe delta H-waarde. Dis belangrik om daai notasie sterk te. Goed, ek verstaan. Maar reaksies gebeur mos nie net van self nie. Al is dit eksotermies. Jy het genoem jy kort 'n vonk vir die vuur. Dis seker waar aktiveringsenergie inkom. Spot on. Ja. Aktiveringsenergie, ons kan dit EA noem. Dis die minimum energie wat nodig is net om die reaksie aan die gang te kry. Die aansitterenergie. Nogal, ja. Dis die energie wat die reagensdeeltjies nodig het wanneer hulle bots om oor 'n soort energiehobbel of 'n hekkie te kom. Hulle moet eers 'n baie onstabiele, hoë energie oorgangstoestand vorm. Daai geaktiveerde kompleks waarvan die boeke praat. Presies daai ding. Dis soos die hoogste punt op die pad van reagens na produk. Eers as hulle daaroor is, kan hulle produkte vorm. En dis wat ons op daai potensiële energiediagramme sien, hè? Daai grafieke wat soos 'n heuwel lyk. Ja, daai grafieke is superbelangrik. Jy moet hulle kan teken en interpreteer vir die eksamen. Die hoogte van die heuwel, van waar die reagense begin tot heel bo, dis die aktiveringsenergie. Korrek. En die verskil in hoogte tussen waar jy begin het, die reagense, en waar jy eindig, die produkte, dis die algehele delta H. Jy moet seker maak jy benoem alles reg op daai grafiek, die asse, reagense, produkte, die aktiveringsenergie, EA, die delta H, en daai geaktiveerde kompleks bo op die hobbel. Absoluut. Dis punte wat jy nie wil verloor nie. En let ook op hoe die vorm verskil. Vir eksotermies eindig jy laer as wat jy begin het. Produkte is laer as reagense. Want energie is vrygestel, delta H is negatief. Ja, maar jy het steeds daai aanvanklike hobbel, daai aktiveringsenergie, nodig om bo te kom. Vir endotermies eindig jy hoër as wat jy begin het. Produkte het meer energie as reagense. Want energie is opgeneem, delta H positief.
Reg, maar die aktiveringsenergie self word altyd gemeet van die reagense se vlak af tot bo op die hobbel. OK, dit maak sin. Nou, wat van maniere om dinge te versnel? Soos ensieme in ons liggame of in waspoeier of daai goed in karre se uitlaatpype? Katalisators. Ja, katalisators. 'n Katalisator is 'n stof wat die reaksie vinniger laat gebeur. Dit verhoog die reaksietempo, maar die katalisator self word nie permanent verander nie. Hy kom onveranderd aan die ander kant uit. Hoe werk dit met die energie? Wel, die slim ding van 'n katalisator is dat dit 'n alternatiewe roete vir die reaksie bied. 'n Ander pad, kan jy sê. En hierdie nuwe pad het 'n laer aktiveringsenergie. So dit maak die energiehobbel kleiner, makliker om oor te kom. Juis. Dis soos om 'n korter, makliker bergpas te vind in plaas van die hoë, moeilike een. Maar, en dis belangrik, dit verander niks aan die beginpunt of die eindpunt nie. So delta H bly dieselfde. Presies. Die algehele energieverskil tussen reagense en produkte word nie deur die katalisator geraak nie. Net die hoogte van die hobbel wat jy moet oorsteek. OK, so 'n katalisator is een faktor wat die reaksietempo beïnvloed. Wat nog maak 'n reaksie vinniger of stadiger? Daar's 'n paar hoofdinge. Eerstens, die aard van die stowwe self. Party goed reageer net inherënt vinniger as ander. Dan die reaksieoppervlakte. Dink aan 'n suikerklonkie teenoor strooisuiker in tee. Die strooisuiker los vinniger op, meer oppervlakke. Reg, so 'n poeier reageer vinniger as 'n soliede blok. Dan konsentrasie. Hoe meer deeltjies jy in 'n gegeewe spasie het, hoe groter die kans op botsings. Vir gasse praat ons ook van druk. En temperatuur, as dit warmer is. Hoër temperatuur beteken die deeltjies beweeg vinniger en het meer energie. So hulle bots meer gereeld en meer van daardie botsing sal genoeg energie hê, gelyk aan of meer as die aktiveringsenergie om effektief te wees. En natuurlik die katalisator wat ons nou net bespreek het. Ja, en dit alles word mooi saamgevat deur die botsingsteorie. Vir 'n reaksie om te gebeur, moet deeltjies bots, hulle moet genoeg energie hê, die aktiveringsenergie, en hulle moet in die regte oriëntasie bots. Enige iets wat die frekwensie van effektiewe botsings verhoog, sal die reaksietempo verhoog. Pyk, kom ons vat gou saam vir die luisteraars. Energieveranderinge, daai delta H, sê of 'n reaksie eksotermies is, energie vrystel, delta H negatief, of endotermies, energie absorb, delta H positief. En aktiveringsenergie is daai aanvanklike stoot wat nodig is om oor die energiehobbel te kom en die geaktiveerde kompleks te vorm. Katalisators. Hulle versnel die reaksie deur daai hobbel laer te maak, maar hulle verander nie die algemene delta H nie. En al hierdie dinge, temperatuur, konsentrasie, oppervlak, katalisatore, beïnvloed die tempo deur die aantal effektiewe botsings te verander, soos verduidelik deur die botsingsteorie. En 'n gelaaste wenke vir eksamenvoorbereiding oor hierdie deel? Ja, beslis, ken jou definisies. Reaksiewarmte, aktiveringsenergie, geaktiveerde kompleks, katalisator, reaksietempo. Jy moet hulle kan neerskryf. En oefen daai potensiële energiegrafieke. Teken hulle, benoem alles korrek. Waarvoor moet mens versigtig wees? Algemene foute. 'n Groot een is om aktiveringsenergie, die hobbelhoogte van reagense tot bo, te vermeng met delta H, die netto verskil tussen produkte en reagense. Moenie hulle meng nie. Wees ook versigtig met die teken van delta H, negatief vir ekso, positief vir endo. En onthou, die eenhede vir reaksietempo, dis gewoonlik iets soos mol per kubieke desimeter per sekonde. Goed, baie dankie. En hier sommer iets om oor te dink, gebaseer op ons gesprek. Hoekom as hout brand, 'n eksotermiese reaksie wat baie energie vrystel, moet jy steeds 'n vuurhoutjie gebruik om dit aan die gang te kry? Wat sê dit oor hout se aktiveringsenergie in vergelyking met sê maar 'n ander reaksie wat sommer spontaan begin? Goeie vraag om oor te pyns. Dit is al vir vandag se simpel science pot gooi oor energie en verandering. Sterkte met die leerwerk.